ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 109. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Japasjoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Vasgevang in die Antichrist Systeem, die Kopbeenboek. Ek het hom geskryf so 24 jaar gelede. En weet jy wat, die goed wat ek daar geskryf het, is besig om plaas te vind vandag. Hoe het ek het geweet? Dis hoe die Ruach werk. Ek wil jy nooit kry daai boek, daar is soveel inligting in daai boek. Dit sal jou hare maak regop staan. Maar dit is nodig, sodat ons die tye kan verstaan waarin ons lewe. Hier is soveel snert wat as profesie aangekondig word. Die ou het 'n profesie, en daai het 'n profesie, en daai het 'n profesie, en dis 'n profesie wat tot vervulling kom, en dis 'n profesie, terwyl daar net een profesie is wat tot vervulling kom. Wel, twee. Daniël 9:27, die sluiting van die verbondsweek, en die wederkoms, die Parosha van Japasjoa. Die ander goed, ons weet nie eens af van nie, ons is weg. Maar die ouens kan dit nie eens verstaan nie. Die nuwe wat ek nou gehoor het, laas week, is waar mense my toe wil kom oortuig het, dat Trump is nou die antichrist. Hy is die antichrist, hy gaan nou vrede bring in Israel, en hy gaan vrede bring in Gaza, en hy gaan vrede bring in die Oekraïne, en hy sê, ja, maar hy het die beeld wat staan, die anti met die torch, die embleem. Dis nie anti daar, jy moet gaan kyk, dis 'n oom. Daai is 'n oom, dis 'n manlike figuur daai. Statue of Liberty, is nie 'n vrou nie. Daai inteendeel was daai beeld gemaak vir 'n ander doel gewees, en toe skenk, ek dink dit was Parys, die Franse, toe skenk hulle daai beeld vir die Amerikaners, as ek die geskiedenis kan reg onthou. Toe kom mense my vertel dat die antichrist is, Donald Trump is die antichrist. Ek sê my net, wanneer gaan hy in die tempel sit? Voor hoe lang gaan hy in die tempel sit? Gaan hy namens die volk Israel die offerhandes brand? O nee, hy gaan die oorsaak wees dat die derde tempel gebou word. Ek sê, gaan hy in die tempel sit en namens Israel die offers brand? As hy die antichrist is, want die eerste 1230 dae is 'n tyd van vals vrede, 41 maande, en dan gaan hy homself verander. Nou is hy die vredemaker, dan gaan julle sê dan hy is nou die antichrist. So die antichrist gaan in die tempel sit, en dan gaan hy die antichrist word, of 'n groter antichrist word, wanneer hy verbond breek. Kry my boek, Vasgevang in die Antichrist Systeem, 0722 367 124. Gaan na my webtuiste, https://japasjoa.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is baie welkom. Gaan net na deel 1 toe begin voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Baie belangrik dat jy inteken of subscribe, sodat jy al die verskillende kennisgewings ontvang. Stuur ook die kennisgewing of die link aan die vriende en familie. Skryfblok en pen in 'n 33/53 Bybel, uiters belangrik. Restoration of the Original Sacred Name Bible, baie belangrik. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre aan u die eer gee, Vader, dat ons ingelig kan wees deur die Ruach. Dat ons in die lig wandel en in die waarheid wandel. Dat ons lig kan wees ook aan 'n verlore wêreld. Vars brood, vars water en vars sout. Terwyl die wêreld daar buitekant in duisternis sit en mense gryp na enige halmpie, en dis hoekom almal na die internet gryp, dank ek die Vader dat ons die internet kan gebruik om die evangelie uit te saai oor die wêreld. Gebruik dit vir ons, dat die saad in goeie grond val, en dankie dat ons vanmôre nie bekommerd is nie, maar dat ons weet wie is ons leidsman, wie is die volëinder van ons geloof. Ons dankie Vader Japasjoa vanmôre,
dat ons in die hand is. Hy sê, Vader, dat die wat hier in Jafashua se hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Ek dank U daarvoor. Salf U woord vanmôre, maak dit vir ons lewend in die mooiste naam Jafashua. Volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se studie vir u 'n groot seën wees. Groot seën. Ons is besig met die boek Spreuke. Nou jy maar verdra, ek gaan nou weer vers 18 lees, Spreuke 10 vers 18. Dis gisteroggend se skrif, want ek moet hom lees want hy val in met vers 19. Hy of sy wat haat verberg, het vals lippe. Ons gesê dit bring iets anders uit wat daar regtig is. En hy wat kindertaal uitstrooi is 'n dwaas. En net as jy 'n dwaas is wat? Is ouer stupid is. Vers 19. By veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie. Ons moet nou gesien wat sê hy. Die persoon wat kindertaal uitgooi in vers 18 is 'n dwaas. Eintlik is hy stupid. Sy stupid. Maar daar's party van hulle wat nie anders kan nie. Hulle kan nie anders nie. Hulle moet velde aan die brand steek, vure aan die brand steek. Vers 19. By veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie. Met ander woorde, wanneer my woord met sout besprinkel is, wanneer my woorde met sout besprinkel is, dan kan ek iets gesond maak. Het jy geweet sout is 'n geneesmiddel? Sout is 'n preserveermiddel. Hoe dink jy kry ons biltong? Hy preserveer die vleis. Hoe kry sout maak gesond? As jy bietjie hardlywig is, vat 'n mondjie sout, so 'n teelepeltjie sout. Hulle noem dit Engelse sout. En kyk wat gebeur. Ek het 'n probleem met krampe partykeer. Ek kry verskriklik krampe in my regterbeen. Hy trek so op, so knop. En om hom onmiddellik reg te kry, vat dit so halwe teelepeltjie sout, Himalaya sout, so 'n kwart, tussen 'n kwart, bietjie water met 'n glas water, en ek sluk hom weg. As ek terugstap van die kombuis af na my studeerkamer toe of waar ook al in die huis, is my kramp weg. En dis nie 'n mind over matter storie nie. Dis my liggaam het daai sout nodig op die oomblik. So wat doen sout? Vir my is dit 'n geneesmiddel. Hy preserveer die vleis, dan is ons biltong met speserye op. Maar die ding wat die rol speel daar is nie die speserye nie, is die sout. As jy by veelheid van woorde ontbreek die oortreder nie. Wat dit ook doen, is jy kry van hierdie ouens wat clever is. Ja, kom ons sê, jy kry van hulle wat wise is, en dan kry jy van hulle wat otherwise is. Nou hierdie otherwise is, hulle het altyd 'n ding om jou te vertel. Hulle het altyd 'n storie om jou te vertel. Hulle kan jou altyd oortuig en die mooiste stories vertel, wat hulle om jou te oortuig. Vernaam as hulle geld nodig het. Vernaam as hulle geld nodig het. By veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie. Maar hy wat sy lippe inhou, en sy wat hulle lippe inhou, handel verstandig. Nou ek dink maandag wat ek gesê het, wat het oom Buys my geleer, meet 2 keer, sny 1 keer. Dink 2 keer voor jy praat. Ja, ek praat met myself op. Maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Ongelukkig partykeer in die posisie waar ek is as professor, kan ek nie stil bly nie, ek moet die waarheid praat. Mense vra, prof, wat sê jy van, wat sê jy daarvan? Ek kan vir jou sê van wat ek weet in die navorsing, in die jare se navorsing, 57 jaar se navorsing, ek kan vir jou sê wat ek weet. As ek nie weet nie, sê ek sorry, ek het nie geweet nie. As ek 'n fout gemaak het, sê ek sorry, ek het 'n fout gemaak. Maar
Meeste van die tyd, ongelukkig kan ek my nie inhou rondom sekere goed nie, want ek kan nie toelaat dat 'n leuen verkondig word nie. Veral wanneer by die waarheid in die eskatologie kom. Daar's net een manier en dis die regte manier. Daar's net een pad en dis die smal pad. So partykeer moet ons net bietjie meer dink. Hy sê in vers 20, die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer. Hoekom uitgesoekte silwer? Want jy kry verskillende klassifikasies van silwer. Jy kan silwer hê met 'n bietjie nikkel in dit, en jy kan silwer hê met baie nikkel in dit. En jy kan silwer hê wat lood selfs in het. En meeste van die silwer het lood in, maar hulle smel dit uit. Hulle noem dit purifications. Hulle het 'n proses wat hulle deursit tot hulle by 100 of 99% silwer kom. Sterling silver, dis eintlik wat hulle dit noem. Om daar te kom. Die tong van die regverdige. Die tong van 'n Jafis. Die tong van die bruid van Jafashua is uitgesoekte silwer. Iemand het nou weer laasweek gevra, prof, wat is die verskil tussen 'n Jafis en die bruid van Jafashua? Sê ek wel, die bruid is 'n algemene universele bruid. In die gemeente, as die gemeente, is ons almal deel van die bruid van Jafashua, maar in die gemeente is Jafiste. Verstaan ons dit? Die hele gemeente kan Jafiste wees, hulle behoort Jafiste te wees. Maar 'n Jafis is vir my iemand wat meer persoonlik is, individueel. Dit gebeur partykeer dat Jaffa met 'n groep mense praat. Die gemeente van Jafashua. Nie die kerk nie, ons is nie 'n kerk nie, ons is 'n bediening. Maar ander keer dan praat hy met die Jafiste, individueel. Ek kry hoeveel keer mense wat oproepe maak en sê, prof, vandag het Jaffa met my gepraat. Net met my. Net met my. En weet jy wat is nogal vir my verblywend, is baie keer dan vind ek uit, dit is van ons ou Jafiste. En dan was dit nogal 'n redelike skerp boodskap gewees. Prof Spreuke so en so en so, het Jaffa vanmôre met my gepraat. En as jy my sou gevra het, so ek gesê, dis die laaste persoon aan wie ek sou gedink het wat die boodskap voor sou gewees het. Nie dat ek kan bepaal vir wie die boodskap nie, ek bring die woord soos Jaffa het my gee. En meeste van die tyd, ek het notas hierso, maar meeste van die tyd praat ons oor goed wat nie eens in die notas is nie. En dan kom die verbasing, maar ek sou nie gedink het die woord is vir die broer of die suster nie, want Jafiste is natuurlik mans en vrouens. Individueel. Die man is in een huis, die man en die vrou. Die man sê Jafis en die vrou sê Jafis. Hulle is individueel. Hulle het individuele sielsdimensies, koppe aan hulle. Hulle het verskillende harte wat hulle aan die gang hou. Ek en Pastorika is een, maar ons het verskillende funksies in ons liggame. En dit is wat wonderlik is van die Ruach HaKodesh. Ons kan in een huis wees, maar hy kan ons verskillend leer. Daai selfde boodskap wat ons albei na sit en luister, kan verskillend deurkom. Ek dink aan broer Wynand en suster Estel, hulle is twee van ons proefleesers. Ek wil net vir al die proefleesers sê, baie 1000 dankies. Julle doen 'n fantastiese werk om te help met die proeflees van die legkaart studiegids Bybels. Ons is so 10 van hulle. Party van hulle is pare, waar die man en die vrou in die huis albei proefleesers is, geskoolde mense. So dankie aan almal, en ander keer is dit individueel. Maar dan kry soos broer Wynand se suster Estel. Dan sê broer Wynand vir my, prof, ons lees dieselfde ding wat jy geskryf het. Maar ek verstaan dit so, en suster Estel verstaan dit so. Of ek het dit gesien, en sy het dit gesien. Verstaan jy waarvan ek praat? Maar dit is dieselfde boodskap. In dieselfde huis, twee mense kry die boodskap verskillend. Hoekom?
Want Jahwe het ons as Jahwiste geroep as individuele mense, spesiaal vir hom. In die bruid, in die gemeente, as praat van die gemeente, universeel, ons het nie 'n kerk nie, ons is nie 'n kerk nie, ons is nie 'n denominasie nie, ons het nie 'n registrasienommer nie. Jahwe se disippels het nooit 'n registrasienommer gehad nie. Ons funksioneer in die ruach. Maar die woord gaan in 'n gemeente uit en hy val in grond, maar hy ontkiem anderster. Die kant ontkiem hy so en die kant hy is nie dieselfde. Ons kan dieselfde stuk lees in die woord en dat dit vir ons elkeen 'n verskillende betekenis. Ek het dit al gehad, dat van die mense geskakel is, prof, jy het so en so gesê in daai gedeelte van Spreuke, ek verstaan dit weer so, dit is vir my, en weet jy wat, en as jy na dit kyk, dan sê ek, ja, jy kan dit na albei kante toe lees. Jy sê, ja, ek is reg en niemand anders kan ook reg wees nie. Dit is so. En dit is wonderlik, weet jy wat sê die woord, en ek gaan afsluit met dit. Die woord sê, hoe wonderlik is dit, wanneer broeders kan saamlewe, en ek wil sê, hoe wonderlik is dit, wanneer broeders en susters kan saamlewe. Ek wil sê hoe wonderlik is dit, wanneer ons as Jahwiste kan saamlewe. Al verskil ons, dan leef ons nog steeds saam in respek. Tot môreoggend, kom ons, hou ons geestelike oë oop, om iewers iets raak te sien waar ons 'n verskil kan maak. Maranatha, Jahwe kom weer, halleluja.